wat 'n woord het, 'n visioen gesien het, 'n droom gehad het. Kyk vir ons ook op die groep, Natasha op Zoom. Goed. Ek wil hê ons moet begin, dat ons net eers bid. Ons het almal ons boere op die hart, met al die uitdagings wat hulle het, veral wat die pryse betref. So, ek wil vir Rudolf vra, dat hy asseblief vir ons bid vir die boere, en hierdie oesseisoen, en dan wil ek vir Izet vra om vir ons te bid vir Israel. Dankie. Dankie Here, dat ek volgende keer kan staan en dat ek ons boere kan opdra aan U Here. Vader, U weet, daar waar hulle amper klaar is met die sojas. Dankie dat U hulle gehelp het tot hier en dankie dat die oes goed was, Here. Here, dit is so, die pryse is seker nie waar ons wil hê dit moet wees nie, maar Vader, ons weet, dit is ook in U hand, soos alles, Here, en ons weet, U sal dit ook tot ten goeie sal meewerk. Here, ek wil vir U vra, ek wil bid vir elke liewe boer, laat hulle sien, dat ons nie in probleme sit nie, dat ons eintlik op 'n baie goeie plek is, Here, en dat elke boer geseënd is, Here. En ek wil vir U vra dat ons in die goeie goeder sal vaskyk en nie in die slegte goed nie, Here. Maak ons verstand en oë oop, laat ons nie heeltyd na negatiewe goed toe gaan nie en dat ons in die positief sal bly en sien hoe goed U is vir ons, Here. Here, dankie dat die seisoen wat voor lê ook in U hand lê en dat daar baie verligting kom met kunsmispryse en goeders, Here, en 'n mens kan sien dat dit ook na normaal toe terugkeer. Dankie dat ons al hierdie goeders vir U kan gee. Here, ons kan niks verander deur te worry daaroor nie. Ons kan niks verander deur enigsins daaroor te dink die hele tyd nie. Vader, hierdie goed is in U beheer en ons dra elke liewe ding wat ons nodig het vir die seisoen wat kom aan U op. Die weer, die produkte wat ons genodig het, Here, soos diesel en kunsmis en so, alles is in U hand, Here. Help tog dat ons dit sal geniet wat ons doen, Here, die boere en ons. Dat ons nie sal worry oor hierdie wêreld se goed nie. Amen. Dankie, Rudolf. Wat 'n vreugde om te weet dat daar is geen probleem en geen obstruksie, geen uitdaging wat teen ons kan kom, wat ons God nie 'n pad vir ons kan maak nie. Wat 'n voorreg het ons om dit voor hom te kan bring. Dankie, Izet. Ja, Here, dit is vir my ook 'n voorreg om vanoggend vir Israel te bid. Here, ek kan nie anders as om te dink die mooi beloftes wat U vir ons gegee het in die woord vir hierdie mense wat U gesê het is die oogappel nie. Here, dit mag ons nooit vergeet nie. Al sien ons wat gaan daaraan. Al sien ons al die lelike goed en al die verkeerde goed en hoeveel verkeerde goed daar is. Hoeveel strongholds van die vyand oor die hele land van Israel lê. Maar ons weet, Here, soos ons gesing het ook vanoggend, U is groot bo alle magte, bo alle ander koninkryke en bo alle ander afgode. En daarom sê ons vir U dankie dat ons vir Israel kan bid, Here. Ons wil wees soos Moses wat U gesê het. Hy was die grootste profeet wat daar ooit was. En ons het geleer, Here, dat U in daai tyd vir die Israeliete die weg gewys het. En ons weet dat daar ware navolgelinge van U was. Ons dink aan Joshua, wat daai reuse gesien het en steeds gesê het, nee, ons kan. Ons God is aan ons kant. Here, dankie dat U vir hom beloof het, daar waar sy voete loop, daar sal U die land vir hom gee. En daai land bestaan vandag, Here. En ons glo dat U dit sal teruggee, want U beloftes word nooit onwaar nie. U beloftes kom altyd waar uit. Here, U het gesê ons moet bid vir die remnant van Israel wat daar is, en ons doen dit met groot liefde, Here, want ons harte is ook vir Israel. Soos wat U hart vir Israel was. Ons bid dat hulle U sal erken, dat daardie mense wat gered moet word, U sal sien as hulle ware verlosser en saligmaker en redder. Here, ons bid dat hulle oë sal oopgaan, dat U daai sluiers wat U geplaas het, voor die oë en voor die ore, dat U dit sal oopmaak asseblief. En ons bid vir die vrede van Jerusalem.
Here, daardie groot stad wat uit die hemel uit gaan neerdal, wat U vir ons beloof het, waarna ons uitsien, Here, waarna ons mag deel hê, want U het vir ons gesê, dat selfs die Gentiles kan deel wees van U volk. Baie dankie vir daardie beloftes en daardie covenants wat U gesluit het. En daarom staan ons by Israel en dit wat U daar vir daai land beloof het. En ons weet dat U daai beloftes sal waarmaak. Ons bid dan vir die vrede van Jerusalem ook in hierdie dag waar hulle nog vol oorlog en dood en moord en lelike goed is, Here. Maar ons glo dat die vrede eendag, wanneer ons daarin mag deel, ook daar sal wees. In Jesus naam. Amen. Dankie Izet. Wie van julle het 'n getuienis wat julle wil deel? Dis my altyd so lekker as ons getuienisse het en Ja, ek wil net sê ek het daar 'n maandagoggend opgestaan, geen rugpyn nie. prys die Here. Prys die Here. Is dit nie wonderlik nie? En is een van die dinge wat die Here vir my gesê het, dat ons weet almal, hy is 'n geneesheer, maar in die gemeente, as ons hier by mekaar is met hierdie corporate anointing, dan moet ons vir mekaar bid. Dis een van die plekke waar ons dit moet doen. Dit was vir my so lekker toe Rudolf my sê, sy rugpyn is weg. So vir oggend weer wil ek vra, wie van julle is siek, wie van julle het 'n pyn, wie van julle het 'n skeet, kom ons is gehoorsaam aan die woord van die Here, laat ek julle salf en laat ons bid vir genesing. Enigeen van julle? Daar sê wonderlik. Kom ons steek hande uit na Bonnie toe. Vader, dankie dat ons ver oggend vir Bonnie voor U kan bring. Here, ek wil al die simptome wat daar in haar liggaam is, wil ek bestraf in die naam van Jesus en sê, buig julle knie en gaan na die voetbank van Jesus. Ek wil kom en ek wil die genesing van Golgotha kom ontsluit in haar liggaam. En ek wil vra, Here, dat soos dit in die hemel is vir Bonnie, so sal dit ook in haar liggaam hier op aarde wees. Here Jesus, U is Jehovah Rapha. Ek wil dit uitroep oor haar. En dankie dat ons nou kan vra dat die volle genesing in elke selletjie, in elke been, in elke senuwee, haar bloedsomloop, die balanse in haar liggaam, haar hormone, elke sisteem in haar liggaam kom ontsluit ons nou die genesing van die kruis van Golgotha. Dankie Here Jesus dat U Jehovah Rapha is. Amen. Amen. Wat is verkeerd met haar? Sy het dieselfde gebroer, vanoggend se opstand het sy les geloop. Toe hy klein was, het hy dieselfde gehad. Vader, dankie dat ons nou vir oggend net vir haar kan hande oplê en vir haar kan salf. Here, en ek wil alles bestraf in haar liggaam wat nie van U af is nie. Here, die werking van haar brein, haar senuwee, stelsel, Vader, haar organe, haar beenstruktuur. Ek wil elke plan en strategie van die vyand om nou in Beate se liggaampie te probeer werk, wil ek bestraf in die naam van Jesus. En dankie vir die genesende krag van die kruis van Golgotha. En ek wil kom, Vader, en ek wil die swaard van U Gees neem, en ek wil alles afsny, wat werk dan ook van Simeon af, en van die bloedlyne af, wat nou op haar wil probeer werk. Ons sny dit af in die naam van Jesus, en ek verklaar, elke verbondsnaam van Jesus oor haar, maar dankie dat ek kan uitroep oor haar, Jehovah Rapha. Amen. 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 Creer, praat sommer. Môre Tannie, ja, ek het 'n skouer wat nou al lank lol en ek moet nou besluit of ons gaan opereer of nie. So sal waardeer ons kan bid vir hom. Vader, dankie dat Johan nou sommer proksie staan vir Creer en dat ek hande op hom kan lê. Creer, jou regter of linker skouer? Linker skouer.
So, dankie dat ek nou kan kom, Vader, en dat ek my hande kan lê op hom. Here, U sê neem olie en salf wanneer daar siekte is. So ek wil nou kom en ek wil sy skouer kom salf, Here, en ek wil nou vra vir die genesende krag van die kruis van Golgotha, om in daai skouer in te vloei, Here. Elke selletjie, elke been, elke senuwee, dat dit in lyn sal kom met die afgehandelde werk van die kruis van Golgotha. Dankie dat ons die verbondsname van Jesus kan oprig oor kreer, gees, siel en liggaam. En ek wil elke simptoom bestraf in die naam van Jesus en sê, buig jou knie en gaan na die voetbank van Jesus. Amen. 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 Voor die so kreer, Johan het nou sommer 'n manifestasie van die skouer, want sy skouerpyn. Dankie dat ons nou die pyn kan bestraf in die naam van Amen. Jesus en sê, buig jou knie en gaan na die voetbank van Jesus. Amen. Amen. Ja, Vader, ek wil ook kom, Johan, ervaar daar's iets onder jou arm ook. So Vader, ek wil net vra, alles wat onwettig in kreer se liggaam is, dat dit nou die knie sal buig en sal gaan in die naam van Jesus en dat die genesende krag van die kruis van Golgotha aan die plek daarvan sal kom. Amen. 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 Dankie. Okay, daar sy. Vader, dankie dat ek nou Johan se oor kan salf, steek hande uit na hom toe julle. En ek wil sê, Ephata, gaan oop in die naam van Jesus. Here, elke obstruksie, alles wat verkeerd is in hierdie oor, ek wil nou vra, dat die genesende krag van die kruis van Golgotha deur sy oor sal vloei, en dat alles wat verkeerd is nou herstel sal word. Here, soos wat dit in die hemel is vir Johan, so verklaar ons dit in sy liggaam en hier op aarde. Here Jesus, dankie dat U Jehovah Rapha is. Amen. Amen. Wonderlik. Skouer? Sjoe. Vader, dankie dat ek kan kom en vir Johan kan kom salf, sy skouer, sy elmboog en sy heup, Here, en dat ek nou kan vra dat die genesende krag van Jesus deur sy liggaam sal vloei. En Vader, dat alle pyn, alle inflammasie, alle infeksie, dat dit nou die knie sal buig en sal gaan in die naam van Jesus. En Vader, dankie dat ek nou kan kom en dat ek hom kan lossny van enige generasielyn vloeke wat op sy liggaam is en wil manifesteer. En Here Jesus, dankie dat U gesterf het vir ons verlede, ons hede en ons toekoms. So ek wil nou vra vir die genesende krag van die kruis van Golgotha om deur sy liggaam te vloei. Amen. 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 Daar sy, Netta. O, wonderlik, dankie. Baie dankie. Ek staan sommer in vir my en vir Johan met hierdie griep wat ons het. Dankie Here, dat U vir ons alles gedoen het aan die kruis van Golgotha. Here, dankie vir U genesende krag, Ja, wat hier teenwoordig is. ja, Here, ek spreek healing oor elke Dankie, selletjie Vader. in Fransie en in broers se liggame, sodat hulle volkome sal genees. En ek spreek Jehovah Rapha Ja. oor hulle albei uit, Ja. in die naam van Jesus Christus. ja. Amen. Amen. Vader, en ek verwerp en ek verloon alle infeksie, alle inflammasie, alle ontsteking in ons albei se liggame en ek verklaar die genesing van die kruis van Golgotha. Nog een van julle? Amen. Enigeen wat 'n woord het, kom. Vandag sin is nie so mooi nie. Ek het so 'n bietjie gewonder. Terwyl ons worship, toe sien ek ons dorp en ons mense en dit sluit ons kerkmense in.
Ons het sulke swaar donker komberse wat ons oor ons dra en ons het hierdie brille op wat eintlik net onsself en ons eie goed sien. Jesus, en ek dink toe nou ja, ek weet nou nie wat hierdie is nie. En dit is my of die Here dit soos 'n neet so oopbreek wat ons is so as ons hier kom sit dan is ons so mooi blink gevryfde neute, nê? En dan as hierdie dag eindig môreoggend dan breek hy neet oop, dan is hy vol wurms. En dan verwoes ons en ons gaan aan. En dan Sondag dan kom ons hier dan soos weer hierdie blink gevryfde neute. En ja, dit is my swaar om dit vandag hier voor te kom staan en sê want my hart is eintlik seer want dit voel vir my of ons siele so smag dat ons die lig moet uitleef. Maar ons vlees is so oordonderend en so swaar op ons. Ons lyk nie soos Jesus gelyk het hierso nie. Kom ons staan. Vader, ons wil vanoggend kom en ons wil onsself voor U kom humble. En ons wil vergifnis vra, Here, waar ons die jukke van die wêreld op ons vat, waar ons fokus op negatiewe goed is en nie op U woord nie. Vergewe ons asseblief daarvoor. Here, ons wil kom vergifnis vra, dat ons U woord ken en kan quoteer, maar dat ons dit nie uitleef van dag tot dag nie. Ons is jammer daaroor, Here, en ons kies dat U woord ons lewens verander, dat ons al meer en meer in die gestalte van Jesus opgerig sal word. So ons wil kom vergifnis vra, Here, dat ons, soos in Jakobus, hink op twee gedagtes, dat ons U woord het, Here, maar dat ons vlees ook het, en dat ons gedurig in stryd is. Vader Paulus het gesê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit wat ek nie wil doen nie, dit wat ek moet doen, doen ek nie. Wees my genadig, en dis ons gebed vandag, Here, dat U ons sal help, dat ons integriteit sal hê, wat U woord betref, en dat ons U woord sal toelaat om die werk in ons te doen, om ons te heilig en te reinig. Ons wil U vasgryp in hierdie dag, Here. Ons wil nie 'n gedaante van godsaligheid hê, maar U krag ontbreek nie. Wees ons genadig en help ons. Amen. Woord wat jy het. Vanoggend het Heilige Gees net die volgende skrif vir my gehighlight en dit sluit vir my aan by Elisme. Ephesians 3 vers 10. The purpose is that through the church, the complicated many-sided wisdom of God in all its infinite variety and innumerable aspects might now be known to all the angelic rulers, authorities, the principalities and powers and the heavenly sphere. En terwyl ek hierdie skrif lees, toe kom dit net by my op, elke oggend as ons opstaan, het ons die keuse van hoe gaan ons vir principalities and powers en ook vir die engele, hoe gaan ons vir hulle preek, hoe gaan dit vir ons lyk, en elke keuse wat ons maak, om elke woord wat ons spreek, hoe ons elke situasie hanteer, dit verklaar aan die principalities and powers, die krag wat Jesus aan die kruis van Golgotha gedoen het. Dit verklaar die oorwinning in my lewe. En dit is wanneer ons hier uitstap en as jy in die oggend opstaan, moet dit ons fokus wees van hoe preek ek vandag vir principalities and powers. Amen. Tannie Lizaan het hierdie skrif gekry, maar sy wil nie vorentoe kom nie. Lizaan. Maar sy het dit nie vandag gekry, sy het dit al gister gekry. So, en dis Matteus 3 vanaf vers 7. Toe Johannes besef hoeveel fariseërs en sadiseërs kom om deur hom gedoop te word, het hy hulle soos volg berisp: julle broeiselslange, wie het julle wys gemaak dat julle God se dreigende oordeel kan vryspring? Bewys eerder deur julle voorbeeldige lewe dat julle werklik tot inkeer gekom het, en moet tog nie julleself mislei nie, met die gedagte, ons is veilig, ons is die nageslag, ek het dit nou maar net, ons is die nageslag van Jesus. Weet verseker, God kom selfs die klippe wat hier rond lê, in kinders van Jesus verander. Die byl van God se oordeel lê al teen die boom se wortels.
gereed om julle heeltemal uit te kap. God gaan elke boom wat nie gesonde vrugte dra nie, afkap en in die vuur gooi. Die woord wat uitkom is amper dieselfde woord waar die Here ons waarsku in hierdie dag. En ons is in 'n tyd waar ons nie meer kan speletjies speel nie. Ons is in 'n baie, baie ernstige tyd. En elkeen van ons het 'n keuse hoe ons met hierdie tyd gaan omgaan. Ek hoef vir niemand te sê dat die koms van Jesus is voor die deur nie. En nie ek of jy weet hoeveel tyd het ons nog oor nie. En ons moet leef as op wat hy vandag kom. En hierdie is 'n baie ernstige woord. Wie van julle het daai woord geluister wat ek op die groepe gesit het van Amir? Asseblief julle, gaan luister dit. Dis 'n waarskuwing profeties wat die Here vir ons gee, vir sy kerk gee. En dit gaan presies oor dit wat vanoggend hier uitkom. Waar die Here sê, daar is nie meer tyd vir ons om te wik en te beeg nie. En waar die Here sê, dat mense gebruik soveel tyd en geld en beplanning in hulle aardse lewe. Maar ons belangrikste lewe lê voor die deur. Wat se beplanning, wat se kommitment het ons vir ons ewigheidslewe? Hoeveel het Jesus in my en jou gestalte gekry? Hoe lyk hy in ons? En dis die belangrikste vraag wat ek glo, wat Vader God vir ons sal vra. Hoeveel van my seun het jy toegelaat om in jou gestalte te kry? Dit is ons faith mission, dat die volheid van Jesus in ons gestalte moet kry. Ekskuus julle, my asem slaan so 'n bietjie weg vanoggend. En ek dink net ons is op so 'n ernstige plek. En dit wat vanoggend hier uitkom deur almal wys net hoe ernstig is die Here. En daarom iets wat in my gedagtes draai, is Paulus wat sê in Efesiërs 5 vers 20, word wakker, jy wat slaap. Word wakker het alles te doen met die kerk, met die 5 maagde. Dis die 10 maagde, hulle is almal wedergebore, hulle is almal maagde. Maar net 5 maak dit. Word wakker. Moenie laat ons op hierdie plek is waar ons 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag van God ontbreek elke dag in ons lewe. Ons kan nie meer net lewe op die feit dat ek en jy die woord ken nie. Doen ons die woord? Is ons besig om gehoorsaam te wees aan hom? Ek het hierdie afgelope tyd het ek te doen gehad en ek wil vir julle sê, gaan terug 'n bietjie na die generasielyn boek toe. Die generasielyne is goed wat ek en jy oor en oor doen. Dis nie net 'n eenmalige ding nie. Hierdie afgelope paar weke het ons so te doen gekry met mense wat gesterf het. En dan is dit hierdie generasielyn vloeke, die oupa is dood in 'n fietsongeluk, die pa is dood in 'n fietsongeluk. Prys die Here, die seun wat in hierdie geslag lewe, het ons voorgebid. Hy was in 'n fietsongeluk en hy lewe. Hy het nie sy nek gebreek nie. En ons het net die krag daarvan gesien. Ons moet weet, van Adam tot Jesus is daar 77 generasies, waar die Here vir ons lei en wys hoe hierdie goeders werk. Ons het te doen met jong mense wat doodgaan van kanker, dan is daar kanker op hierdie generasielyn, dan dink ek, Here, as hierdie mense net hulle oë wil oopmaak, U het gesterf, sodat die vloeke in ons lewe gebreek kan word. Ons moet ernstig wees hieroor. Ons het die begin van die jaar, ek het hierdie week het ek 'n potbeen gedoen, maar die Here druk het so op my hart, ek wil weer teruggaan vanoggend daarna toe. Ons het die begin van die jaar die Here vir ons gesê, hierdie is die jaar wat my appointed time vir julle moet oopgaan, maar ook in hierdie gemeente. Daar's 'n klomp goed wat ek vir julle beplan het, en ek wil hê julle moet opstaan daarin. En die begin van die jaar het ek nie geweet eintlik mooi waaroor dit gaan nie, hoewel ek baie opgewonde was.
Maar nou het ek so begrip soos die Here met ons begin praat het. En hierdie afgelope tyd het ek vir julle 'n gebed van Dr. Laura Sanger op ons groep gesit. Want soos wat ek en sy begin bid het oor die defile timelines, het ons net gevoel dat hierdie ding is so belangrik en die Here wys soveel goed hier uit. En baie van ons is in 'n defile timeline. Nou as ons kyk na Psalm 139, dan kom die Here en hy sê, hy het vir ons boek geskryf. Elkeen van ons het hy ons boek geskryf. En al die dae van ons lewe is daarop ingeskryf. So God stuur ons aarde toe met 'n tydlyn wat hy voor die grondlegging vir die wêreld van ons almal op die tafel gesit het. En nou kom die vyand en goed wat ek en jy doen en by betrokke raak en wat ons geërf het van ons DNA, gooi ons buite God se tydslyn. En dit is so belangrik, want as ek en jy buite God se tydslyn is ons onder sy beskerming uit. Dan is ons 'n teken vir die vyand. En die vyand is daar om te steel, te vernietig, te vermoor en te verwoes. Dis die karakter van die vyand. So, as ons kyk na hoe mense ontydig doodgaan op aarde, is daar baie vrae. En hierdie goed is vir my 'n groot las op my. Want ek besef net dat God se woord is die waarheid. En ons moet sorg dat ons gehoorsaam aan sy woord is. Nou, ek wil vir julle sê, toe ek geluister het na hierdie tydslyne van Dr. Laura, daai gebed wat sy vir ons gegee het, en ek gaan vandag as 'n gemeente laat ons dit weer saam bid, want dit voel net ons moet ook 'n voice print daarvan hê in die gees. Maar Izet het met ons donderdag groep het sy gepraat oor Jerigo-mure en skielik het die Here vir my hierdie ding oopgemaak. En ek het net besef hoe belangrik is God se tydlyne in ons almal se lewe. As ons kyk na Jerigo, toe Josua en die soldate moes gaan veg, toe hulle Jerigo moes ingeneem het God eers gesê, julle moet julle besny. En daai hele weermag moes hulle eers besny en toe wag dat hulle gesond is. En toe gebeur daar 'n baie belangrike ding. Onthou die besnydenis, die verbond, dis my en jou se wedergeboorte op aarde. Wat het die Here net daarna gedoen? Hy het gesê, nou kom julle en julle gaan nie veg soos wat julle gewoonlik veg in hierdie stad inneem en afbreek nie. Julle gaan vir 7 dae gaan julle om hierdie stad stap. En ek besef net dat God het hierdie weermag, wat waarskynlik buite God se tye is in hulle persoonlike lewe volgens hulle generasielyne, het hy gebring en gesê, nou wil ek hê julle moet gehoorsaam wees aan my tydslyne. En hulle moes vir 7 dae, God se perfekte getal, moes hulle sonder om 'n woord te sê, rondom daai stad stap. En toe hulle klaar is, en ek glo die Here het hulle tye gereset, toe moet daai mure val. As ek en jy in God se perfekte wil is, dan moet oppositie en mure val. Dis hoekom Dawid gesê het, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God storm ek 'n bende. Een van die dinge wat Dr. Laura gebruik het, is die skrif in 2 Samuel 11 vers 1 en 2, en ek wil dit net vinnig weer lees. In the spring, when kings go forth to battle, David sent Joab with his servants and all Israel, and they ravaged the Ammonites' country and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. And then one evening, when he aroused from his couch and was walking on the roof of the king's house, when from there he saw a woman bathing. She was very lovely, and behold,
Ons ken nie die hele storie. Wat het hier gebeur? Wat het Dawid hier gedoen? God se tyd was om saam met sy soldate op die veld te wees. Dis die tyd van oorlog daar. Hy het teen God gerebelleer. Hy is ongehoorsaam aan God se lewe, is sy wil. Rebellie is witchcraft wat ons oopmaak. So ons plaas ons onmiddellik onder die vyand se beheer. En wat het gebeur deur Dawid se ongehoorsaamheid hier? Heel eerste, as ons ongehoorsaam aan God is en uit sy tyd vir ons lewe uitskuif, as ons ongehoorsaam is, dan kom versoeking oor ons pad. En daai versoeking word sonde, en sonde, die loon van die sonde is die dood. En ons weet dat Uria is doodgemaak, hy het hom vermoor, maar onmiddellik raak dit 'n generasielyn. En Dawid se seun is ook dood, sy baba is ook dood. So daar's soveel van hierdie tydlyn goed, wat as merkers op ons DNA, erf ons dit. En dit lei tot ontydige dood. En ek het donderdag geraak aan, wat is God se wil vir ons? Hy sê in Psalm 139, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. God het ons tye vasgemaak in ons boek. Maar nou kom Genesis 6 vers 3 en die Here sê, nou gaan mense nie meer al hierdie jare leef nie, maar net 120 jaar. God kom maak die lewensduur van 'n mens vas. Ons weet, Moses het in Psalm 90 gesê, 70 as die sterkes 80. Maar God het ons tydlyne vir ons vasgemaak. En nou, as ek en jy buite God se tye is en ongehoorsaam is, dan kom daar ontydige dood. Soos hier in Dawid se geval, en daar's baie ander voorbeelde ook in die woord hiervan. En daarom kry ons jong kinders wat sterf, babas wat sterf. Dink julle is God se wil? Sy woord sê, dis nie sy wil nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy kyk na hierdie goed, dat ons die Here vra om ons te reset in sy tye, want daar is 'n appointed time wat moet oopgaan in hierdie jaar, vir my en jou, goed wat persoonlik in ons gesinne moet oopgaan, maar ook in hierdie huis. En ek glo die Here is besig om sy eindtyd kerk te bring, dat ons in lyn is met sy perfekte wil vir ons en vir ons lewe. Ek het ook gesê hier, ek sê nie, dis altyd nie die Here se wil, as mense vroeër sterf nie. Daar's 'n skrif in Jesaja 57 vers 1, wat die Here pertinent vir iemand gegee het in hierdie gemeente, toe iemand gesterf het, en ons was almal baie hartseer en gedink, Here, hoekom? Daar staan, die Here sal die regverdige, vanweë die klomp moeilikheid wat in sy lewe wag, vroeër huis toe vat. So, God is God, en God kan doen wat hy wil. Ons moet nie altyd probeer 'n antwoord soek op alles nie. Laat God ons antwoord wees. Ons het nou hierdie week gepraat oor 'n jong kind wat sterwend is. En baie keer moet ons troos net wees van hierdie kind is wedergebore. En niks en niemand kan haar ewigheidslewe steel nie. En dis baie keer vir ons as kinders van die Here 'n berusting. Maar ons moet kyk na hierdie plek waar daar tydslyne is en wettige reg van die vyand is om te werk in ons lewe en in ons kinders se lewe. Dis belangrik om dit te doen, dat ons al die merkers van die vyand sal wegvat. Ek wil hê ons moet vandag ek het dit veel op die groepe gesit, maar ek wil hê ons moet vandag in hierdie gemeente hardop almal saam hierdie gebed doen, dat ons 'n voice print in die gees kan kry. En een van die dinge wat ek so waardeer van Dr. Laura, is dat sy sê, sy hou nie eintlik daarvan om gebede
te lees nie. Want sy wil toelaat dat die Heilige Gees haar lei. Maar hierdie is 'n gebed wat eintlik 'n hofsaak is. So hierdie is 'n plek waar ons 'n wettige reg mee deel. Waar daar goed in ons lewe is, waar ons verkeerd opgetree het. Romeine 13 vers 6 en 7. Waar ons wapens vir die vyand gegee het, waar ons vir my ou vasgegee het, kom ons en ons vra die Here vergifnis. En dan verloon ons dit en ons vra die Here om hierdie goed te breek in ons lewe. So ek wil hê ons moet vandag staan, Johan, ek gaan vir jou vra dat ek my stem spaar. Kom ons bely hierdie gebed hardop en ons maak seker dat ons in God se tydlyn is. Kom ons staan julle. Ancient of Days, you are the author and finisher of time. I ask that you draw me into your perfect time, that I may walk in cadence with your rhythm. By the power in your name, disentangle me from every defiled timeline I have stepped into in all planes, dimensions, realms, and multiverses. Close every access point in my body, soul, and spirit that dead human spirits have attached themselves to. I repent of fear, pride, idolatry, striving, false prophecy, believing false prophecy, for leading with my soul rather than my spirit, for trying to possess time by saying my time, for engaging in syncretism, and for ignoring the Sabbath. I repent of coming into alignment with those who knowingly operate on a defiled timeline. Forgive me, Jesus, for being pulled out of step with your divine purpose for my life. Jesus, forgive me for interacting with the quantum realm outside of your invitation and outside of your permission. Forgive me for being deceived by the voice of a false Jesus who has given me permission to use quantum technology for my healing or the healing of others. I now recognize the false power that is intricately woven into quantum technologies. Jesus, I only want to walk through quantum doors that you have opened. Forgive me for opening a door to false healing through curiosity. I want to be in lockstep with you. I ask that you disentangle every part of my being from quantum entanglements with others that I have knowingly or unknowingly allowed. Jesus, help me accurately discern what memories belong to me and what are the memories of those I have been quantum entangled with. Jesus, I declare that you are the only author of my life story. I close the door to false memories trying to rewrite my story. I ask you, your blood cancel the power of rituals that have been done using my DNA to tether me to quantum realms into the second heaven. Jesus, burn with your holy fire my DNA held in other dimensions for nefarious purposes. Break the chains of captivity so I am freed from ungodly delay. Father, help me to steward each day, each hour, each moment according to your will. Forgive me for missing the Kairos opportunities because I have allowed Chronos time to govern my life. Forgive me for the idolatry of Chronos. Forgive me for focusing so much on chronological time that I have allowed the calendar to do what I do. Instead, I cloak myself in Ephesians 5:15 and 16. See then that you walk circumspectly,
not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Jesus, help me to redeem your Kairos time. Allow my senses to be attentive to the opportune moment, so that I am in the right place at the right time, carrying out your purposes. May I discern your Kairos time and draw the attention of others to it as well. Jesus, forgive me for thinking that I need to know the plan and for relying on a plan to feel at peace. Jesus, I want to walk by faith and not by sight. Help me to go when you say go, even if I don't know where it is I'm going. May I have faith like Abraham, to leave what is known and venture into the unknown. Genesis 12:1. The Lord said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Jesus, I thank you for the adventure of walking by faith. Father, thank you for allowing me to operate outside of time when I am in your presence. Thank you for teaching me that in your presence, things get accomplished in what feels like no time at all. Allow my spirit to quickly discern when my body and soul pull me outside of your presence. I declare Psalm 84:10. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. I pray all these things in your powerful name, Jesus. Amen. 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 Daar sy, wonderlik. Ek dink hierdie is regtig waar 'n baie omvattende gebed en ek vertrou die Here dat elke plek waar daar goed aan ons verbind is wat uit God se tydlyne uit is, dat hy dit vir ons reset in hierdie tyd. Goed, enigeen van julle wat ietsie wou sê, wou byvoeg, skryf dit. OK. Ek wil afsluit met die laaste paar verse van Efesiërs 3, dat ons volgende week kan aangaan na Efesiërs 4 toe. Ephesians 3 verse 17, may Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love. As ons hierdie skrif lees, dan besef ons dat waar hy sê, may he dwell. Dwel beteken hy wil 'n permanente huis in ons hart en in ons lewe hê. Hierdie is nie net 'n kom en 'n gaan nie. Ons het baie keer hierdie gewoonte om baie keer voel ons baie naby die Here en ander kere voel ons nie so naby die Here nie. Maar wat hy hier sê in hierdie skrif is dat sy liefde is in ons gewortel en geanker. En ons God verander nooit nie. So, maak nie saak wat ek en jy voel en ervaar nie. Die Here is permanent teenwoordig in ons lewe. Met alles wat hy ons gegee het. En dit kan nie verander nie. Wat hy ook kom en hy sê vir ons in Ephesians 3 vers 18, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love. What is the breadth, the length, the height, and the depth of it? Ek dink iets wat ek aan wil raak, wat ook deurgekom het met wat Elismie gesê het. Ek en jy as mense het 'n manier om baie keer God se liefde in ons harte te steward op 'n manier wat ons emosies pas. Hy sê hy het alles uitgestort in ons hart.
En ek dink ons moet versigtig wees, dat ons nie op 'n plek kom van, veral waar jy sit met mense wat jy nie so baie van hou nie. God het gekies dat sy liefde deur my en jou werk. In sy volle mate, die volheid van sy liefde, wil hy deur ons laat werk. En ek bid dat die Here ons sal help, dat ons nie met ons emosies 'n filter daar sit, dat God se liefde onder ons beheer na mense toe vloei nie. En ek dink dis iets wat so maklik gebeur. Dis maklik om julle almal wat hier sit lief te hê. Maar daai ouens wat jou te nakom, dis nie altyd so maklik nie. Maar die Here maak nie 'n onderskeid nie. Hy wil hê dat sy liefde deur ons almal moet vloei, na almal toe, waar hy kies, dit moet invloei. En ek dink baie keer daai ouens wat nie volgens ons liefde werd is nie, is gewoonlik die ouens wat sy harte aangeraak gaan word. As hulle sien dat ongeag die feit dat ek nie behoort soveel liefde te gee nie, as ek myself dan neerlê en ek laat toe dat God se liefde deur my vloei, tot die mate wat God wil hê, en nie die mate wat ek in my emosies as 'n filter sit nie. Ek dink hier is so groot geheim, dat ons moet weet, hy sê hy is permanent in ons lewe, ons fondasie is hy. Ons het gesien in Efesiërs 1, al die heerlikheid en al die rykdom van die hemel, het hy in my en jou kom deponeer. Dis alles daar, maar ek en jy gaan kies, wat gaan deurvloei en wat nie. En vir my is dit hartseer, as ek na my eie lewe ook kyk, en ek weet julle gaan dieselfde sê, en ek besef dat daar is tye wat God nodig het om sy liefde deur my te laat vloei, en dan sê ek nie baie lus daarvoor nie. En ek dink dis die plekke wat hy wil hê, ons moet hom vasgryp, dat ons onvoorwaardelik onsself vir hom gee, en dat ons elke dag poog om te lyk soos wat hy lyk, vir ander mense. Vers 19, that you may really come to know practically through experience for yourself the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God himself. As ons kyk na hierdie knowledge, wat hy hiervan praat, die woord knowledge is letterlik om bevrug te word. Adam knew Eve, en toe het sy swanger geraak. God wil hê, sy liefde in ons, moenie net 'n kop kennis wees nie. Dit moet ons bevrug, dat ons geboorte kan gee aan sy liefde, vir die mense wat dit nodig het, waarmee ons dit doen kry, elke dag van ons lewe. En hierdie is baie moeilik, want hy kom en hy sê, hy bepaal die mate. Ons kan nie dan kom, en ons kan daai mate verander, soos dit ons pas, vir die mense wat met ons te doen het nie. En ek dink hierdie is 'n baie moeilike ding. Dis 'n baie moeilike ding, maar dit is moontlik, want dis waarvoor hy gesterf het. Dit voel vir my, ons moet in hierdie tyd ons gedagtes verander. En ons moet onsself daar sien. Ons moet in hierdie tyd ons gedagtes verander, en ons kan nie toelaat dat ons filters in ons eie lewe sit van God se liefde nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons besef
dat liefde is God. En wanneer liefde deur ons vloei, is dit die Here. En dan kan ons nie met ons opinies en ons offens en ons seer kry 'n filter op God se liefde sit nie. En ek dink hierdie is vir my een van die moeilikste goed in my lewe. Want ons ken die woord van die Here en ons wil dit graag gehoorsaam. Maar die oomblik as ons in die situasie kom, is dit vir ons moeilik. En ek bid dat die Here vir ons sal help, dat ons in hierdie tyd sal toelaat, dat ons die bruid word, die warrior bruid word, wat hy ons geroep het om te wees. En dat hy ons gaan gebruik, om sy lewende water deur ons te laat vloei, sy lig deur ons te laat skyn. Now to him who in consequence of the action of his power that is at work within us, is able to carry out his purpose and do superabundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes and dreams. Hierdie is my so troos. Hy kom en hy sê vir ons hier, dat dit help nie, ons vat net hierdie woord en ons glo dit nie. Hy soek die praktiese uitlewing daarvan in ons lewe. Hy soek die kragtige werking van sy gees in en deur ons lewe. En dis 'n begeerte wat ek het vir my en vir julle, dat God gesien sal word in en deur ons lewe. Dat ons nie net die woord gaan ken en quoteer nie, maar dat ons dit sal leef en dat ons gesinne en die mense wat met ons te doen het, God se liefde deur ons sal begin ervaar. En dan kom Paulus en hy sluit af. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen, so be it. Hy het gesterf en hy het opgestaan, sodat dit vir my en jou moontlik is om al minder te word en hom toe te laat om al meer deur ons te word. En ons kan vir mense sê wat hulle wil, maar hulle ervaar ons gesindheid en ons liefdeloosheid en ons kritiek wanneer ons met hulle te doen het. En ek besef ons is op 'n plek waar ons nie meer 'n voorgee lewe kan hê nie. Ons is op 'n plek waar Jesus deur ons gesien moet word. Dis daai 5de evangelie. Wat lees hulle in my en jou? En ek bid dat die Here vir ons sal help, dat ons prakties gaan begin uitleef, dit wat hy in ons gedeponeer het, met ons wedergeboorte. Amen. Enigeen wat 'n woord het hierby. Sjoe. Ja, dis baie interessant. Johan sê nie. Toe ek die gebed gelees het, het ek erg skouerpyn in my regterarm gekry. En toe ek gaan soek in die woord oor die skouer, toe kom ek by Genesis 21 vers 8 van God protects Hagar and Ishmael. Wat Ishmael of Abraham vir Hagar weggestuur het, and Abraham rose up early in the morning and took a bread and a bottle of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away, and she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. God se genade vir die kind, wat nie die kind van belofte is nie. En terwyl hy praat van skouers, die woord van die Here sê, the government will be upon his shoulders. En wanneer daar 'n government is, beteken dit jy regeer. So ek en jy is God se wessels, waardeur hy wil regeer op aarde. Maar ons moet regeer volgens sy wette en sy reëls, nie volgens dit wat ons dink wat goed en reg is nie. Amen.
Kan ek iets sê? Ja? In verband met die tydlyne, die Here praat met my oor ons wat baie keer mis wat hy wil doen, omdat ons nie deur wil druk nie en omdat ons vinniger dinge gedoen wil hê as wat hy dit wil gedoen hê, en daar's redes baie keer vir dit, want hy wil ons beskerm eerstens, en tweedens wil hy daai tafel voorberei. En ek wil mense net bemoedig vandag en sê, wanneer 'n mens bid en mens hoor nie dalk wat die Here dat die Here dadelik praat of dadelik iets doen nie. Byt vas en druk deur. Die Here het 'n manier om twee vliee met een klap te doen. Hy help ons om eerstens net te kan deurdruk, en tweedens het hy dinge wat hy besig is om te doen, en daar 'n sekere tydlyne waar dit aangekoppel is, en ons moet wag tot daai tydlyne inskop. Amen, dankie Johan. Dankie. Ja, oorhaastigheid veroorsaak dat ons in die vlees oorgaan. Kreer, gaan ons bedien met die verbondsmaal. Dankie Kreer. Ja, dankie Tannie, en nogmaals jammer, laasweek het ek op hierdie tyd 'n bietjie van 'n tegniese probleem gehad, so dankie Rudolf dat jy vinnig ingestaan het. Toe ek voorberei het vir verbondsmaal, toe wys die Here my, of toe sien ek 'n prent wat sê oil can't be borrowed. Olie kan nie geleen word nie. En dit gaan oor daai van die 10 maagde, en dat al 10 maagde teenwoordig was, en almal het geweet die bruidegom kom, maar 5 het nie genoeg gehad nie, en hulle wou toe olie kry, maar hulle kon dit nie leen nie. Jy moes dit bymekaar gemaak het. En dit het taamlik by my vasgesteek, maar ek het vir die Heilige Gees gevra, maar okay, waar heg dit nou by verbondsmaal aan, maar die Heilige Gees wys my ook toe dat nou in die wêreld die drama wat daar buite aangaan, is ook 'n geveg rondom olie. En so ook in die Gees het ons 'n geveg, is daar 'n geveg na olie, of ons salwing op ons lewens. En daai olie, soos wat dit nou in die wêreld aangaan, dit het 'n prys. Ek meen, ons almal wat betrokke is in die landbou weet wat se effek het dit op alle kommoditeitspryse, en brandstof en alles, maar so ook het geestelike olie in jou lewe 'n prys op, en daar is koopkragte wat daai prys bepaal, en so ook in die gees. Die duiwel is op soek na jou lewe, en hy wil vir jou sê, man, jy het dalk genoeg olie, nie nog, hy wil jou besig hou met ander goed, en jou nie laat fokus om nog en daagliks jou olie bymekaar te kry nie. En ons moet besef dat Jesus se bloed verhandel is. Dit was in daai kooptransaksie en 'n verhandelde kommoditeit vir jou en vir my. Maar die keuse lê nog steeds by my en jou, en of ons dit gaan gebruik. Die woord sê ons sal eers werklik kan lewe as ons sy liggaam gebruik, as ons sy bloed drink en van sy liggaam eet. Efesiërs 2 sê in vers 13, maar nou in Jesus Christus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. So, sy bloed is verhandel vir my en jou, en hy was bereid om hy prys te betaal, sodat ons kan lewe, en sodat ons genoeg olie kan hê om gereed te wees wanneer hy weer kom. En hierdie verbondsmaal is 'n sleutelgeleentheid vir ons om weer te kom by die plek van repent en bely. En kom ons gebruik dit vandag.
verbondsmaal opreg te gebruik, gee ons weer 'n vars intimiteit met die Here. Dit gee ons weer autoriteit, want ons lê weer dit neer waarvoor ons bely en ons staan weer op dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. So kom ons gebruik hierdie tyd om weer 'n vars intieme verhouding met hom te begin, en ook om in autoriteit te staan en weg te vat wat die aanklaer daarvoor voorbring. Ek bid vir ons. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons kan net met dankbare harte vandag na U toe kom en U kom loof en prys dat U vir ons U seun gebring het, Here. Dankie dat Jesus Christus, dat U gehoorsaam was deur elke stap wat U moes stap, tot aan die volbringing aan die kruis en die opstanding, Here. Dankie dat U vir ons die prys kom betaal het, dat ons kan lewe, Here. Gee nou vir elke persoon en gesin die geleentheid, Gees van God, deursoek ons harte, dat ons na U toe kan kom en ons sonde kan bely en met vars oortuiging na U toe kan kom, Here, dat ons dit kan neerlê vir U en dat ons in nuwe vars intimiteit met U kan stap, Here, en dat ons met autoriteit die week kan ingaan, Here. Ons is lief vir U en ons dank U, Vader, vir dit. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.